Goeiemôre al die manne van Wake Up Haggai. Um Graag deel ek wat Vader gedeel het vanoggend. So kom ons bid saam. Abba Vader, dankie vir hierdie geleentheid. Thank you for this opportunity to glorify you. Dankie Abba dat ons hier by mekaar kan kom om u guns en u seën te ervaar en dit wat u met ons deel uit u woord uit, om dit wat u vir ons beskikbaar gestel het om te verstaan en deur die Ruach HaKodesh geopenbaar te word, dat ons dit deel van ons lewe kan maak en dat dit ons lewe daadwerklik kan verander sodat ons hierdie inspirasie wat van U afkom kan toepas in ons lewens en 'n verskil maak in ander mense se lewens deur die disippelskap taak wat Yeshua vir ons op hande gelê het, Abba Vader. Ek loof en ek prys U en ons is baie lief vir U in die magtige naam van ons verlosser Yeshua. Amen. Right, vanoggend skop ons af met ons is in die week van Vayera, die parasha Vayera wat beteken He appeared. En dit was vir my belangrik om te sê wat is die situasie wat opgeloop het tot by He appeared as ons gaan kyk van verlede week af, want die parasha begin absoluut met 'n baie belangrike punt wat Vader op my hart gelê het ons moet in diepte bespreek, en dit is die punt van name. En wat is die naam? En wat het Abba geopenbaar tot op hierdie punt aan sy mense, aan sy geliefdes? Wat tot op hierdie punt het hy geopenbaar is sy naam. En as ons gaan lees in Exodus 6, Shemot 6, dan lees ons dat Abba het gesê sy naam is El Shaddai. El Shaddai. Nou El Shaddai, wat beteken dit? Wat beteken dit dat hy vir Abraham, Isak en Jakob gesê het my naam is El Shaddai. Hy sê in sy woord, sê hy, lees uit die Complete Jewish Bible uit, hy sê, God spoke to Moshe. He said to him, I am Yutay-Vavai. I appeared to Abraham, Yitzchak, and Yaakov as El Shaddai. Although I did not make myself known to them by my name, Yutay-Vavai. So, hy het vir hulle gesê sy naam is El Shaddai. Nou, waar kom die confusion in? Okay, kom ons gaan kyk wat sê byvoorbeeld die King James. Wat sal die King James vir ons sê is presies daai selfde sin. Wat sê die King James? So, hoor mooi wat sê die King James. Die King James sê, and God spake unto Moses, ekskuus vir die hoë Engels, and said unto him, I am the Lord, and I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by my name of God Almighty. Met ander woorde, El Shaddai. So die vertaling is korrek. But by my name, Jehovah, was I not known to them. All right? Wat sê die Amplified? I appeared to Abraham, to Isaac, to Jacob, Israel, as God Almighty, El Shaddai. But by my name, Lord, I did not make myself known to them in acts and great miracles. So met ander woorde, die Amplified sê, ons Vader se naam is Lord. Wat sê die scriptures? Die scriptures sê, and I appeared to Abraham, to Yitzchak, and Yaakov, as El Shaddai. And by my name, Yutay-Vavai, was I not known to them. Wat sê die 53 Afrikaans? 53 Afrikaans sê, en ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn, as God die Almagtige. Maar met my naam Here, het ek my nie aan hulle bekend gemaak. So, die situasie wat vir ons krities is hierso om te verstaan is, ekskuus, ek sukkel nou net hier met hierdie Zoom, maak net so, daar sê.
Die situasie wat ons hier moet verstaan is baie belangrik. Vader sê hy's El Shaddai. Vader het ook op 'n ander tydstip gesê hy's Hashem. En Hashem beteken the name. Nou, toe ek 'n jong man was en in die kerk na die kerk toe gegaan het en ek geleer het van die Here. Dit was my indrukke, sy naam is die Here. Sy naam is God. Min het ek geweet dat dit net 'n titel is. Nou, as ons gaan kyk na daai confusion wat dit veroorsaak het in my lewe as 'n mens. Hoeveel honderde mense daar buite is nie confused met hierdie feite van wat is die ware naam van Vader? En ons weet, sy naam is, meeste van die manne van Waikapagai weet dat dit is Yud-Heh Vav-Heh. Dit is sy ware naam. En die rede hoekom ek self persoonlik, ek weet daar's baie mense wat gemaklik is daarmee om te sê Yahweh of Jehovah. Die rede hoekom ek nie die naam anders uitspreek as Yud-Heh Vav-Heh nie, is omdat daar's vokale in die Hebreëse alfabet. Maar wanneer jy verder vorder as graad 1, 2 en 3, dan haal jy die vokale uit. 'n Vokaal is byvoorbeeld daai is 'n A, daai is 'n A, daai is 'n E, daai is 'n O. Daai is 'n O. Daai is 'n O. Ekskuus, daai moet 'n kolletjie wees, nie 'n streep nie. So daai is 'n O. So toe die Dead Sea Scrolls gekry is en ander geskrifte, was daar nooit duidelikheid oor wat daar is nie. So daarom is dit vir my die gemaklikste om die naam uit te spreek in alle respek en groot opregtheid as Yud-Heh Vav-Heh. En as ons gaan kyk na daai confusion wat dit veroorsaak, dan wil ek net sê ons het 'n taak. Ons as manne van Waikapagai het 'n taak om te gaan uitdra, om te gaan verduidelik dat wat is sy ware naam? God, Here, Adonai is alles dieselfde betekenis wat beteken Lord. En dit is nie sy naam nie. Sy naam sê hy vir Moses duidelik is Yud-Heh Vav-Heh. En hoor mooi wat sê hy. Hy sê this in Shemot in die vorige hoofstuk sê hy duidelik vir Moshe. Dit is my naam. As die mense jou vra wie is ek, dan sê vir hulle ek is Yud-Heh Vav-Heh. Ons gaan nou by die ander gedeelte kom van wat Vader gesê het. Maar hy sê ek is Yud-Heh Vav-Heh. And this is my name forever. This is how I am to be remembered generation after generation. So die vraag wat ons onsself kan afvra is, hoor Vader ons gebed as ons sê God en Here? Natuurlik hoor hy ons gebed. Maar as jy in daai intieme posisie inbeweeg, is dit nie ook vir hom nice om sy regte naam te hoor van ons af nie? Is dit nie ook vir hom nice om te weet ons ken sy regte naam? Ons weet wie hy is. Want word 'n mens nie tog in jou naam geken nie? Ek is in my wese baie keer baie hartseer dat ek hierdie dinge nie vroeër in my lewe ontdek het. Maar ek's die hartseerste oor die misleiding wat die vyand bewerkstellig het in kerke oral oor die wêreld. Deur nie die waarheid van die naam van die koning, skepper van die heelal te verkondig. Die ware naam. En is dit nie daai wat Yeshua presies sê, julle dink julle ken my, maar julle ken my nie. En as julle nie my Vader ken nie, ken julle nie vir my nie. Ons kom in 'n situasie en in 'n fase waar ons in 'n ander lewenswyse as ooit voorheen ingaan. Daar's so baie dinge wat elke dag om ons gebeur
Ek hoor die hele tyd profetiese geskrifte wat sê ons gaan in 'n nuwe tyd en ons gaan in 'n nuwe era in. En 'n mens kan nie alles net opeet vir soetkoek nie. Mens moet jou eie navorsing gaan doen. En 'n mens moet self gaan kyk, wat is dit waarheen ons gaan? En 'n mens weet uit ondervinding uit, weet ons almal dat Vader het altyd verrassings en geheime wat hy vir sy kinders het. Hy verklaar nooit alles voor die tyd vir ons nie. Hy gee vir sy profete ten dele, maar daar's altyd iets wat hy terughou wat syne is. En toe in die vorige parasha van Shemot wat name beteken, ons gaan nou in dieper daarna kyk, het Vader vir Moses gesê, Moshi, wanneer jy na die volk toe gaan, en Moshi was ook op hierdie waar ons baie keer is, maar ek weet nie of ek dit kan doen nie. Wat gaan gebeur as ek al kom en hulle sê dit of hulle sê dit, 'n lekker Jona stadium wat ons ook baie keer in ons lewe het, nê. Nee, ek kan nie vir al daai mense gaan sê hulle moet dit doen nie, of ek kan nie in hierdie plek opstaan en dit sê nie, want wat gaan die mense van my dink? En Moses was dieselfde. Moshi het gesê, ek kan regtig nie so toe gaan nie, mense gaan my nie glo nie, laas het ek iemand doodgemaak, wat gaan hulle nou vir my sê? En Vader het vir hom gesê, dis wie ek is jy, Asher, jy. En is interessant om hierna te kyk. Onthou, dit is weer eens nie wat Vader gesê het is sy naam nie, dit is wat hy gesê het wie hy is. Is deel van sy karakter, deel van sy titel is hierdie. Ek het nou 'n bietjie groot geskryf daar, maar kom ons gaan sommer hier aan. Sien, daar's weer 'n A. Daar's die A en dan het ons die shin. Nou in hierdie geval, ek wil net seker maak, ja, die E het weer die 3 kolletjies en nie die 2 kolletjies nie, né? En dan is dit weer die alef. So is nogal 'n komplekse taal die Hebreëus, en dit laat 'n mens nogal verstaan hoekom daar so baie confusion in al die verskillende vertalings is. Maar interessant, Abba het gesê vir Moshi, ek is jy, Asher, jy. En as 'n mens gaan kyk wat dit beteken uit Hebreëus uit, dis baie expression en dis baie, die jy is baie van toepassing op 'n persoon, op 'n individu. So met ander woorde, Vader het gesê, die common vertaling wat ons hier sê is I am who I am. En dit is nie verkeerd nie, dit is korrek, maar hierdie kan ook wees I am who I want to be, or I am with you, I will strengthen you. Dit is alles wat jy, Asher, jy kan beteken. So dit bring my terug by die naam, en daar ook het Vader gesê in Shemot, ons kan vinnig kyk na dit, het Vader ook vir Moshi gesê, in Shemot 3 of Exodus 3, God said further to Moshe, say this to the people of Israel, Yud-Heh-Vav-Heh, the God of your fathers, the God of Abraham, and the God of Yitzchak, and the God of Yaakov, has sent me to you. En dan sê hy, this is my name forever. This is how I am to be remembered, generation after generation. En weer eens is dit vir my geval net soos Yeshua. As ek in Israel kom, bly my naam Leon. So, mens kan sê, hoekom moet ons die Hebreëse naam gaan uitspreek as ons Vader aanspreek? Want hy het so gesê. En as ons gaan kyk na Shemot, wat vertaal is as Exodus, Bereshit, in the beginning, wat vertaal is as Genesis. Genesis beteken wel openbaring in die begin. Maar Shemot het niks met die Exodus uit te maak. Shemot beteken names. Names. En dit is hierdie name wat vir ons belangrik is, want dit is hierdie naam wat sê, jou naam, Jacques, of Tian, of Jan, of Piet, of Leon, jou naam is in my handpalm gegraveer. Jou naam is ingeskryf in my handpalm.
En dis wie jy is vir my. En die vyand het dit reg gekry om die confusion te kom veroorsaak in die lewens, dat ons nie daai ritme verstaan van in the beginning en names, dat ons name reeds toe al. Dis hoekom hy die boek naam noem, want hy bevestig sy naam, en daai naam van hom is forever, from generation to generation. En dit maak nie saak in watter land ons bly, of watter taal ons praat nie. Sy naam bly Yud-Heh-Wav-Heh, because I am what I am. I am who I am. En as ons daai vat, en dit is wat ons kinders leer, dit is wat ons ander mense gaan vertel, dit is wie ons God is daar nie confusion met identiteit, is daar nie confusion eers met ons eie identiteit, want ons weet, ons naam is in die naam Yud-Heh-Wav-Heh, en ons naam is in die naam Yeshua, want ons is deel van die liggaam, en ons vloei uit Vader. En ons het 'n ander tipe benadering wat ons voor wil gaan in disciples in Wake Up Haggai, waar ons 'n vorm van disipelskap wil gaan uitleef. Ons wil gaan sê, ons as manne van Wake Up Haggai, ons moet 'n verskil gaan maak in die omgewing om ons. En hoe gaan ons daai verskil maak in die omgewing om ons? Nommer 1, deur te lewe soos wat die woord vir ons voorskryf om te lewe, die waarheid van Torah. Nommer 2, deur te weet wie ons is en deur te weet wat ons naam is. En nommer 3, om te weet aan wie ons behoort en wat sy naam is. En dan ons disipelskap kan gaan uitleef in hierdie situasie waarin, in die lewe waarin ons is op die oomblik. So ja, manne, ek het 'n korter boodskap voorberei, want dit was vir my belangrik dat ons as manne bietjie gesels daaroor. Kom ons gaan net terug en ons maak net seker ons sit ons Vader se ware naam op die whiteboard. En ons gaan sê vir mekaar, as hy verskyn, die woord leer ons uit Daniël uit, dat met die wederkoms gaan Yeshua op die wolke kom en dit gaan verkondig word. Maar die woord leer ons ook in Daniël, that the Son of Man will come on the clouds, as well as the Ancient One. Nou die Ancient One gaan daar wees, en as hy appear, soos wat hierdie week se parasha vir ons sê, en ons in daai selfde posisie is as Moses, gaan ons eerstens gaan ons broeke bewe, ons gaan nie weet wat ons sê nie. Maar ek dink is nogal belangrik dan dat ons hom ken by sy ware naam, wat hy gesê het, this is my name from generation to generation. Perpetually, forever. En die vraag is ek en jy 'n Moses? Of is ek en jy iemand wat 'n Moses in sy latere lewe is? Wat sê, hier's ek, hineni shelacheni, hier is ek, stuur my, laat ek gaan doen wat ek veronderstel is om te doen. So kom ons gesels 'n bietjie vandag oor die verskil wat ons kan gemaak in die plek waar ons geplant is. Gister op Daily Kotado het ek gesels oor dat ons baie keer in moeilike situasies is en wonder, maar hoekom werk goed uit vir ander mense en hoekom werk goed nie uit vir ons nie? En dan is die vraag, want miskien het Abba Vader so 'n spesiale plan vir jou, dat dit in sy ordained time vir jou gaan gebeur, wanneer dit hy is wat wil hê dit moet gebeur. Dan gaan dit gebeur. So moenie jou steur aan almal om jou. Ja, wees lief vir almal om jou. Nie dat ek myself verkeerd uitdruk nie. Maar moenie jou steur aan hulle goedheid en guns. En dit jou so beïnvloed dat jy miserable is in jou lewe.
Weet net dit in jou hart dat Abba Vader beplan vir jou, hy het vir jou 'n machshavot shalom, hy het vir jou planne van shalom vir die toekoms, sodat jy 'n acharit en 'n tikva kan hê, 'n hope en 'n future kan. So ek wil vandag 'n bietjie regheid praat met mekaar. En ek wil 'n bietjie hoor wat is die manne se gevoel, en ek wil laat ons vir onsself die vraag afvra. Is ons teachable? Is ons nog teachable? Is ons nog teachable al is dit uit 'n persoon wat ons nie altyd aanskou as 'n high profile person? Is ons nog steeds teachable? Is ons teachable van 'n ou weduwee wat daar sit en ietsie van wysheid sê? Of dink ons, ag Tannie, wat weet jy nou? Is ons teachable in daai aspek? Is dit dalk hoekom in hierdie week een van die daily quotados is James 1 verse 19 to 20. Therefore, my dear brothers, let every person be slow to speak, quick to listen, and slow to get angry. Because a person's anger does not accomplish God's righteousness. So ja manne, kom ons unmute 'n bietjie die mikrofone en kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Jacques, ons begin sommer by jou. Ja, dis lekker vroeg in die oggend met 'n sterk boodskap. Maar ek dink soos dit mense eintlik deur dit gaan, is dit eintlik ek glo die anointing is in die naam. So die oomblik wanneer jy die naam reg gaan verstaan, dis wanneer jy weet hoe om dit te gebruik. En ek weet dit is nou 'n simpel voorbeeld, maar ek bedoel almal is daar manne hier op die groep. Maar ek bedoel as jy vir die ure sê Rassie kom. Sy naam is nie regtig Rassie nie, sy naam is Johan Erasmus. Maar die anointing is in sy naam om te weet hy speel mind games, en ek dink dis waar die krag lê, dieselfde hoe Vader homself openbaar. Ek dink ook nie mense kan hom noodwendig in 'n vakuum probeer vasmaak en te sê dit is die enigste, so die vorm waarna hy aanneem. Maar ek dink mense moet teruggaan na basics om te verstaan hoekom het hy die Hebreëse taal gekies om sy naam te openbaar. Hoekom het hy nie op daai stadium Portugees in die taal het nog bestaan, maar hoekom het hy spesifiek gekies om homself te openbaar, sy identiteit in daai taal? So ek dink daar's en ek dink dat my opinie is seker rondom dit is as mens bietjie mitras oor het, maar partykeer begin jy om te leer as Jesus, maar sodra jy hom beter leer ken, dan besef jy die anointing van Yeshua beteken iets heeltemal anders as net die pleinweg Jesus. So ek dink jy dit is verkeerd as jy hom die eerste keer ontmoet het as Jesu of enige taal waarna hom noodwendig geopenbaar het aan jou nie. Ek dink ook hy het die vrye keuse om te kies vir dit, maar die oomblik wanneer jy hom op daai dieper vlak en jy stap daai pad van heiligmaking, dan gaan jy hom miskien ook in 'n ander karakter leer ken en te verstaan, maar wat beteken dit as hy sê hy is die Messias, die Mashiach, daar's 'n anointing in daai. So in ons alledaagse lewe en wanneer ons 'n probleem konfronteer en wanneer ons voor 'n Goliat staan, dan gebruik ons daai naam en dis waar ons uitkoms is, dis wanneer ons deurbraak daar is, want die vyand ken hom ook en hy weet presies wanneer jy hom aanspreek op die regte naam, dis waar daai power en daai anointing eintlik in dit is. Selfs soos die Ire, as hulle hoor die springbokke kom. En die selfde eintlik sien en vat, ek het nou eintlik snaaks genoeg. Pas se naam is eintlik nie Leon nie. So hy is eintlik Lawrence, maar hy het uitgevloei uit iets anders uit en dis 'n karakter. Wat 'n mens uit dit kan leer ken. So is eintlik ja, dis vroeg in die oggend vir so 'n sterk topic, maar maar ja, ek dink ook in die dag wat voor 'n mens lê, is mens weet waar lê die krag en die power in daai spesifieke naam. Dan voel die uitdagings ook nie noodwendig so groot nie. Dit is so nee, Jacques. Ek dink as 'n ou, ek hou van die voorbeelde wat jy genoem het. Thanks vir dit. Goeie voorbeelde. En ek dink as 'n ou gaan kyk, dis vir die vyand so belangrik om misleiding te veroorsaak. En as hy misleiding kan veroorsaak in die woord van God,
dan moet ons verstaan, dit is absoluut wat hy wil bewerkstellig, nê. So, dis daai wat jy sê van, wanneer jy regtig nou in 'n feesbattle is, dan wil jy kan count op daai persoon of op die Vader, en jy wil kan count op die God van die heelal, die skepper van die heelal, en dan wil jy sê, Joet, hy Baba, help my. Jy weet, dan is dit nie 'n situasie van jy wil rondpik of jy wil verward wees nie. Jy weet, so ek dink ook baie keer wat ons in 'n situasie moet inleef. Iets wat vir my baie belangrik is 2 Timoteus 3 vers 16 waar Paulus sê all scripture is God breathed. En dan sê hy, and is valuable for teaching the truth, correcting of faults, convicting of sin, and training in right living, so that every person chosen by God can be fully equipped for every good work. Nou as 'n mens mooi gaan kyk en mooi gaan dink en jou in daai situasie in gaan plaas, toe Paulus dit geskryf het, wat 'n woord het hy van gepraat? Daar was nie 'n new covenant of 'n Brit Hadashan. Daar was net die Tanakh. Met ander woorde, die Torah, die prophets en die Ketuvim en die Netuvim. Nee, dit is al wat daar was, die psalms. So hy het daarvan gepraat. En as jy dit laat correlate en laat aansluit by Yud-Heh Wav-Heh en by die name wat vir ons bekend gemaak is, dan verstaan jy ook soveel meer van die confusion wat die vyand probeer veroorsaak het, want hy weer eens veroorsaak dat daar confusion is in die manier wat ons die woord hoor, deur te sê, ag nee, wat jy het nie meer nodig om dit te doen of dat te doen, jy weet, en dis dieselfde wat hy gedoen het met die naam. Ons het vandag die feite gelees reg voor ons uit woorde en uit Bybels uit wat honderde mense elke dag van hulle lewe lees. En daai confusion net ander. So ja, ek dink manne, dit is vir my belangrik dat ons dit gaan uitleef daar buite en ook soos wat die Jacques se terugvoer was, dat ons verstaan wat die naam vir ons beteken en die intimiteit wat daai naam bewerkstellig, en dieselfde met die naam van Yeshua. En wanneer ons groei en ek judge niemand en sê as hulle die naam Jesus gebruik of hulle gebruik Here dat hulle nie 'n intieme verhouding met Vader het nie. Dis nie my plek om dit te judge nie. Ek het geen reg om dit te sê nie. So asseblief, dis glad nie wat ek bedoel. My bedoeling is meer met die woord wat Vader gebring het vandag, is om vir ons almal te help om die confusion wat daar veroorsaak is deur vertalings te gaan ondersoek vir onsself en te gaan kyk. Okay, ek het hierdie nou gehoor. Kom ek gaan kyk of dit die waarheid is wat Leon gepraat het. Kom ek gaan kyk of Leon uit die Heilige Gees uitgepraat het en of hy uit sy eie uitgepraat het. En kom ek gaan kyk wat is die antwoorde wat ek kry. En daai antwoorde wat jy dan kry, as jy dit dan het, dan is dit 'n geval van 'n hond gaan nie terug na sy eie braaksel toe. Dan moet ons dit lewe. En dan moet ons daadwerklik op dit staan met boldness, want dit is absoluut ook hoekom ons hierdie week in Daily Kotado, en ek sluit daarmee af, Josua 1 vers 6 gekry het. Be strong, be bold, for you will cause this people to inherit the land. En ek wil op elke man 'n beroep doen van Wake Up Haggai. Jy is gekies, ek is gekies, ons is gekies om die mense die waarheid in te lei. Want die inherit van die land waarin ons nou staan, is om mense die waarheid, absolute waarheid in te lei. En to inherit the land that I swore to their fathers, I will give them. Only be strong and very bold in taking care to follow all the Torah which Moshe, my servant, ordered you to follow. Do not turn from it either to the left or to the right. En mag dit vir ons almal 'n herinnering wees en 'n encouragement wees en 'n versterking wees vir hierdie dag wat voorlê. Mag almal 'n very blessed day hê. My grace and shalom be ours in full measure. En vir elke man bid ek dit toe en mag guns met ons wees, mag Vader vir ons almal uitgaan, vir ons die pad voorberei in dit wat hy vir ons beplan het vir hierdie dag. May his will be done.
in die magtige naam van Yeshua. Amen.